Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan vanmôre met jou goed. Romeine 9:33 sê: Kyk, ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Kan ek dit gou weer lees? En elkeen, dis ek en jy, wat in hom glo, Jesus Christus, sal nie beskaamd staan nie. Jesus Christus is die hoeksteen wat God vir my en jou gee. Vir sommige mense is hierdie hoeksteen 'n aanstoot omdat ons eie pad wil volg en nie op hom wil vertrou nie. Maar die wat in hom glo, die wat Jesus aangeneem het en die wat hulle vertroue in die Here stel, ons sal nie beskaamd staan nie. Hy is die vaste fondament waarop ons lewens kan bou. Die belofte is eintlik baie wonderlik, dat elkeen wat in hom glo, nie beskaamd sal staan nie. Die wêreld kan ons miskien verwerp. Mense kan ons teleurstel. Omstandighede kan partykeer vir ons moeilik word. Maar God sal die wat op hom vertrou nooit in die steek laat nie. Ek hou van hierdie woord, sal nie beskaamd raak nie. Met ander woorde, jy sal nie skaam raak wanneer dinge moeilik raak nie. Partykeer voel ons skaam om mense in die oë te kyk omdat ons soos 'n teleurstelling voel. Partykeer voel ons skaam omdat ons nie het wat ons moet hê om te doen wat ons moet doen nie. Partykeer voel ons skaam omdat ons geval het. Maar hoor wat sê hierdie vers? Ons hoef nie skaam te wees nie. Hoekom nie? Want ons identiteit is in die hoeksteen Jesus Christus. Al wat ek en jy moet doen is om op hom te vertrou in ons situasie en te weet dat die Here ons sal deurdra. Wanneer ons hoop op Jesus plaas, hoef ons nie bang te wees vir teleurstelling nie. Hoef ons nie skaam te wees nie, want hy is getrou in sy woord. Wat hy beloof het, sal hy ook doen. Vertrou op Jesus vandag. Selfs al verstaan jy nie dinge nie. Bou jou lewe rondom God se woord, nie op jou gevoelens nie. En onthou dat God altyd getrou bly, selfs al raak ek en jy ongetrou. Here, baie dankie dat ek weet dat U is 'n ewige rots. Dankie dat ek nie vandag hoef skaam te wees nie en dat ek hoef te weet, al wat ek hoef te weet is dat U is nog steeds vandag in beheer. Amen.